Nou as ek so praat van dat die Here iets het wat hy vanoggend wil deel, is ek baie ernstig as ek dit sê. Ek is oortuig dat dit wat ek vanoggend wil deel, een van die relevantste boodskappe is vir die liggaam. Nou ek sê vir die liggaam vir 'n rede, want ek bedoel nie net hierdie gemeente nie, maar ek bedoel enige gemeente wat in die tyd leef waarin ons tans leef. Ek is vas oortuig dat hierdie boodskap 'n boodskap is wat van die huise se dakke afgeskree moet word, wat die hele kerk moet hoor. Ek is oortuig dat dit 'n boodskap is wat die kerk oproep om iets te doen in die laaste dae waarin ons leef. Nou ek het vir 'n rede die titel gemaak, Nuwe Lewe Reeds is die liggaam van Christus. Ek kan 'n maklike titel gemaak het, net die liggaam van Christus. Maar ek wil seker maak dat elke persoon wat hier sit vandag weet dat hierdie gemeente ook tel as die liggaam van Christus. Amen. Maar ek dink ons het so bietjie skizofrenies geword. En ek dink ons het miskien begin vergeet dat ons die liggaam is en nie net die pastoor. Ons het miskien begin vergeet dat ons die liggaam is en nie net die leierskap van die kerk. Nou ons leef natuurlik in 'n tyd waar ons protestante kerke, nou as ek praat van die protestante kerke, dan praat ek nou van die kerke wat almal weggeskeer het van die katolieke kerk af met die volgende idee dat ons glo in die skrif alleen. So het julle dit al agtergekom? Ons glo in die skrif alleen. Dis hoekom as ons nou dalk 'n debat sal hê met mekaar, dan sal ons nou sê, nee, maar wat sê die skrif? Nou die katolieke sal sê, nee, maar wat sê die kerk? Daar's 'n verskil. So as ek praat van protestante kerk, dan praat ek van al die kerke wat eintlik nie meer deel is van die katolieke kerk of die ortodokse kerk. Dit sluit ons in, dit sluit alle Pinksterkerke in, dit sluit meeste non-denominational kerke in, dit sluit die sisterskerke in hierdie dorp. Ons het almal 'n probleem waar ons verwag van die pastoor om 'n superheld te wees. En as ek nou praat van die pastoor om 'n superheld te wees, is ek nou nie besig om met almal te beklei omdat ek iets probeer sê omdat ek weet wie my pa is. Maar waarvan ek praat is die feit dat ons het 'n manier, nou as jy al betrokke was in 'n beroepsproses dalk by enige gemeente, dan sal jy agterkom, ons bid dat net die regte ou moet kom. As die regte pastoor net hier kan kom. Die Here moet net die regte ou stuur, dan gaan hy alles regkry. Die regte ou moet net hier kom en as jy weer sal kyk, dan is die kerk vol. Ons het hierdie superhero mentaliteit gekry, waar ons begin dink het dat die pastoor sal die een wees wat die kerk regryk of nie. Nou die snaakse ding is ons vergeet dat een van die basiesste dinge in die skrif wat ons heel eerste leer as ons oor die kerk begin lees, is dat die kerk 'n liggaam is en dat 'n liggaam bestaan uit verskeie ledemate. En dat 'n liggaam nie bestaan uit die hoof is die pastoor nie, dat die liggaam bestaan uit die hoof is Christus. Nou daar is hierdie grappie. Ek het hierdie grappie nou al 'n paar keer vertel, so as jy maar gehoor het, is ek jammer. Maar daar's hierdie grappie wat mense vertel, waar hulle praat van 'n dokter en 'n mechanic is besig om 'n gesprek te hê. En dan is die mechanic nou redelik ongelukkig met die dokter, want hy verstaan nie hoekom kry die dokter meer geld. En hy sê vir die dokter, ja, maar hoekom kry jy nou meer geld as ek? En die dokter sê vir hom, want hy sê vir die dokter, hoekom kry jy meer geld as ek? Ons doen eintlik dieselfde ding. Ons diens albei eintlik maar net iets, 'n tipe van 'n masjien. En die dokter sê, ja, probeer jy 'n car service terwyl die engine aan is. En dit is nou die rede hoekom die dokter glo hy meer geld verdien. Nou dis nou 'n snaakse grappie en alles. Maar as 'n mens regtig dink aan daardie manier van dink, kom ons agter hoe simpel dit is. Dis eintlik simpel. Want ons het hierdie idee
dat omdat hierdie dokter se werk op die oog af belangriker lyk, is dit meer werd. En daarom verdien hy om meer betaal te word. Nou as jy nou regtig 'n bietjie wil dink daaraan, en dis nou gewoonlik wanneer jy nou die snaaksigheid uit die grappie uithaal, as jy dit ooranaliseer. Maar as jy regtig bietjie dink daaraan, dit wys nogal hoe ons dink in die tyd waarin ons leef, nê? Nee. Maar ek wonder nou maar net, of sou die pasiënt by die dokter uitgekom het in die eerste plek as dit nie was vir die mechanic? Hoe verwag hy, moes die pasiënt daar uitkom terwyl hy in gevaar van sy lewe is, as die mechanic nie sy werk gedoen het nie, of die ingenieur nie ordentlik die kar ontwerp het nie, of die ou wat die minste van almal betaal word nie ordentlik die kraglyne in stand gehou het om almal van daai se werk moontlik te maak in die eerste plek nie. Of die boer dalk nie sy werk gedoen het om seker te maak dat elkeen van hulle kos het om te eet sodat hulle iets vir mekaar kan beteken nie. Nou, mens kan hierdie voorbeeld baie ver vat, nee. Mens kan regtig waar elke liewe ding in die samelewing begin uitwys en begin uitwys hoe absoluut essensieel is elke stap vir dit om moontlik te wees op die ou einde. As 'n mens dink aan die samelewing, is dit eintlik 'n liggaam. Julle het dit al agtergekom. Dis eintlik 'n liggaam. Elkeen van ons het iets waarvoor ons, wat een of ander doel in hierdie samelewing wat ons het, of dit die oues wat op die plaas werk, of vir die oues wat die plaas bestuur, of vir die oues wat die kraglyne diens, en of vir die oues wat die krag opwek, of het, so kan 'n mens die voorbeelde noem, maar die feit van die saak is, op een of ander manier, doen almal in die samelewing soveel hulle bring hulle kant op so 'n manier, dat die wonderwerk, en ek dink dis 'n wonderwerk, plaasvind dat hierdie ligte waaragtig waarskyn vanoggend. As jy iemand uit die 14de eeu ewe skielik in ons moderne lewe moet plaas, dan dink ek sal hy hartaanval kry. Hy sal dink ons leef in 'n ander realiteit as waarin ons leef. As jy dit moet vergelyk net met 100 jaar terug, dan lyk dit asof ons waaragtig waar met magic leef. Dis hoe antieke mens dit sal beskryf. Hulle sal dink alles is toordery. En dis alles moontlik omdat daar 'n liggaam is. Wil hê ons moet agterkom dat wanneer daar 'n liggaam is, hoe meer daar 'n liggaam is, hoe minder begin die swakpunte van elke deel van die liggaam uitstaan. Jy sien, die dokter weet dalk absoluut niks van karre nie. Maar prys die Here, dis hoekom die mechanic daar is. Sien, dis 'n voorbeeld wat ek probeer gee, waar ek probeer sê, wanneer 'n liggaam werk soos 'n liggaam, is die potensiaal miskien amper oneindig. Ons sien dit in die samelewing, dat die potensiaal net van die mens wat werk soos 'n liggaam saam, se gevolg is waaragtig waar niks anders as iets wat 100 jaar terug soos toordery sou lyk. Jy sou sê dis absoluut onmoontlik dat ons bereik het wat ons bereik het in die samelewing nou. Nou ek wil hê ons moet net saam aan daai idee vashou. Die wonderwerk wat plaasvind wanneer die mens nie iets op sy eie probeer doen nie, maar wanneer die mens begin saamwerk. Want as ons regtig daaraan dink, dan sal ons ook agterkom dat alles 'n wonderwerk is. En alles is eintlik maar 'n liggaam. Jou liggaam self bestaan uit ook kleiner deeltjies wat elkeen sy eie ding moet doen. En op een of ander manier is elkeen van hierdie selle wat 'n redelike eenvoudige werk het wat dit moet doen, veroorsaak dat ek en jy hier kan sit en ons kan kontempleer oor wie God is. Hoeveel dele van my liggaam moet saamwerk vir dit onmoontlik te wees. As 'n mens so daaraan begin dink, dan begin ons sien waaragtig waar alles is 'n liggaam.
As 'n mens kyk na die natuurlewe en jy kyk na hoe diere saamwerk in 'n habitat en jy sien hoe alles perfek moet saamwerk en elkeen sy deel het wat hy doen en op een of ander manier is daar hierdie balans wat gevind word. Dan kom jy agter, alles is 'n liggaam. En ek wil natuurlik vanoggend verklaar dat die kerk is op geen manier anders nie. Ons weet dit eintlik, eerste skrifgedeelte wat ek wil deel, Romeine 12 vers 4 tot 6, is 'n baie bekende skrifgedeelte oor wat 'n liggaam is, of hoe die liggaam van Christus 'n liggaam is, hoe ons 'n liggaam is. Want soos ons baie ledemate in een liggaam het, en nie al die ledemate dieselfde funksie vervul nie, net so is ons baie een liggaam in Christus en individueel lede van mekaar. Ons het gawes wat van mekaar verskil volgens die genade wat aan ons gegee is. Nou hierdie is een van baie skrifgedeeltes wat baie duidelik net vir ons sê dat ons 'n liggaam is. Maar wanneer 'n mens 'n liggaam het, dan het jy ook 'n hoof. Sien, my hande en my vingers besluit nie self wat hulle wil doen. Ek kan nie hier voor staan en vir my mond sê wat hy moet spreek en vir my voete sê waar hulle moet loop as elkeen van hulle eie wil gehad het en hulle eie idee gehad het van wat die liggaam veronderstel is om te wees. Vir 'n liggaam om te werk moet daar een hoof wees. En die res se wil maak eintlik nie saak. Volgende skrifgedeelte wat ek wil lees, fokus spesifiek op dit. Hoor wat sê Efesiërs 4 vers 11 tot 16. Nou, ek het nie geweet of dit op hierdie projekte almal kan saam lees nie. As jy van agteraf nie kan saam lees nie, kan jy maar in jou Bybel ook saam lees. Efesiërs 4 vers 11 tot 16. Bekende gedeelte oor die liggaam. Hoor wat sê hierdie gedeelte. En hy het sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste en ander as herders en leraars gegee, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, om die liggaam van Christus op te bou, so vir watter doel? Hoekom moet ons hierdie liggaam ding saam doen en elkeen ons eie doel dien? Hoekom? Hy sê hier vir ons in vers 13, tot dat. So wat beteken tot dat? Dit beteken ons hou aan om dit te doen tot daar 'n resultaat is wat verkry word. Vers 13, tot dat ons almal kom tot eenheid. So waaroor gaan dit? Dit gaan oor dat hierdie verskillende dele van hierdie engine van die kar op so 'n manier saamwerk dat dit op die ou einde as een ding begin werk. Nou as jy 'n mechanic is, dan sal jy verstaan waaruit bestaan die verskillende dele van 'n engine. Maar ek wil hê ons moet saam net besef, as ek hier praat vanoggend en ek sê 'n kar se engine, dink ons aan een deel. Ons dink aan een ding. Dis die kar se engine. Dalk as jy baie tegnies is, dan dink jy aan alles op een slag. Dis seker moontlik. Maar as ons praat van die kar se engine, dan praat ons nie van die individuele deeltjies. Ons praat van hoe die hele ding as 'n masjien, as een ding saamwerk met een doel, en daai doel is dat daai wiele kan draai. Dis die doel. Dis die enigste doel wat dit het. So ons doen hierdie, ons werk as 'n liggaam sodat ons 'n resultaat kan kry. Vers 13. Totdat ons almal kom tot eenheid, so daar's 'n belofte. Ons moet saam die belofte raak sien. Die belofte is tot ons 'n tipe van 'n vlak van eenheid bereik. Totdat ons almal kom tot eenheid in geloof en in kennis van die Seun van God en tot 'n volwassenheid wat in ooreenstemming is met die volgroeide gestalte, so dis die vorm, die volgroeide gestalte van die volheid van Christus. So dis daai waarvan ons praat, wanneer die dele van die engine ophou om dele van die engine probeer wees, en almal saam die engine begin word. Daar is 'n
belofte en 'n vlak wat die liggaam van Christus het om te bereik hier op aarde. En dit is hier die eenheid wat die volheid van Christus is. Dis maklik vir ons om allerhande wonderwerke te probeer hê, en ons kyk na gedeeltes waar Jesus sê ons sal selfs meer doen as wat hy gedoen het. Jesus het tog dit baie duidelik gemaak dat hy niks gedoen het as die Vader nie vir hom sê hy moet dit doen nie. Jesus het met sy liggaam, want hy het een hoof gehad en die hoof self was God gewees. Hy het nie eie menslike wil meer gehad nie. Hy het dit doodgemaak in die woestyn toe die Gees hom daarin gestuur het. En as gevolg van dit kon sy hande en voete saamwerk om 'n wonderwerk te doen, want hy het net so gesê wat God vir hom sê hy moet doen. So ons soek allerhande goed vir die kerk, en ons wil allerhande wonderwerke hê, en ons wil allerhande resultate hê, en allerhande goed, maar ons wil nie saamwerk as een liggaam nie. En miskien is dit so eenvoudig soos, om na jare wat ons in die kerk sit, uit te vind, wat is dit waaragtig waar wat ek kan beteken in hierdie liggaam, en dit dood eenvoudig te begin doen, en jou deel te doen, en jou eie ek en jou wil uit dit uithaal, want ons net een hoof. Ek is oortuig dat wanneer die liggaam 'n eenheid is, dan kan die hande genees. Dis dit hoe Jesus se liggaam gewerk het. Wanneer die liggaam 'n eenheid is, dan kan die mond die woorde spreek wat direk van God afkom. Maar vir dit om plaas te vind, het ons nodig om soos Jesus met sy eie menslike liggaam gesê het, ek doen niks as die Vader nie vir my sê ek moet dit doen nie. En ek sê niks as die Vader nie vir my sê ek moet dit sê. So ons hoor daar's 'n belofte. Daar's iewers heen om te werk as 'n eenheid. Dis na hierdie eenheid toe. Maar hoor wat sê vers 14. Hoor wat is die doel hiervan? Hierdie is vir my so belangrik. En die Here het my oë oopgemaak met hierdie vers 14. Hierdie vers wat volgende kom het my oë oopgemaak in 'n spesifieke area van die kerk. Hoor wat sê vers 14. Die doel hiervan, so hy sê, hoekom is dit nodig vir ons om hierdie eenheid te wees? So hy het vir ons gesê wat ons moet doen tot ons een of ander iets bereik in 'n eenheid, en nou sê hy hoekom moet ons dit doen? Hoor wat sê vers 14. Die doel hiervan is dat ons nie meer klein kindertjies sal wees nie, wat deur onstuimige golwe rondgeslinger word en rondgewaai word deur elke wind van lering, deur mense se slinksheid en die gekonkel waardeur hulle dwaling beplan. Die oplossing vir dwaling en dwaalleer in die kerk en valse leraars en valse profete en ouens wat net wil hê jy moet hierdie nommer bel en as ek soveel uit geldjies betaal dan kry jy genesing, die prosperity, al hierdie goed, die oplossing vir dwaling, vir dit wat ons weg van ons doel as die liggaam vat, is nie 'n pastoor wat ewe skielik nou op 'n eiland moet staan en die regte ding moet leer en die res moet luister. Die oplossing is dat die liggaam is. Sien, daar's iets scary as 'n leraar, is daar iets scary in hierdie idee. Want die idee is eintlik essensieel iets soos die volgende. Dit is, hoe minder ek probeer beheer in watter rigting dit gaan, en hoe meer ek kans gee vir die liggaam om die liggaam te wees, hoe nader sal ons saam aan die waarheid kom. Miskien is dit omdat ek en jy net mense is, en ons eintlik nie weet wat ons doen nie. Net soos wat die dokter nie 'n idee het hoe elektriese werk, of nie 'n idee het hoe die mekaniese werk nie, maar hy sy eie deel het wat hy doen, as gevolg van dit het ons 'n wonderwerk in ons samelewing, in die feit dat ons tot omtrent 100 jaar oud kan word. Waar 100 jaar terug was dit amper nie moontlik gewees. Die wonderwerk vind plaas wanneer ons probeer om op te hou om die hoof te wees, en ons probeer om ons idee van wat die liggaam is laat gaan, en dood eenvoudig getrou die deel doen wat God jou geroep het om te doen.
dan begin die wonderwerk plaasvind. Hoor wat sê vers 15. Maar dat ons eerder, terwyl ons in liefde aan die waarheid vashou, so ons het nou net gepraat oor die waarheid, hoe kom ons by dit uit? Deur die liggaam te wees. Terwyl ons in liefde aan die waarheid vashou, in alle opsigte na hom toe sal groei. Hy, Christus, is die hoof, uit wie die hele liggaam harmonieus saamgevoeg en saamgebind, deur die ondersteuning van elke gewrig, hoor hoe werk elke deel saam, volgens die werking van elke deel afsonderlik, elkeen wat sy deel doen, die groei van die liggaam bewerk tot sy eie opbou in liefde. Sien die doel vir ons om te bekeer van ons sonde, is sodat ons van ons eie ek ontslae kan raak, sodat ek net kan luister vir wat die hoof sê, en net kan doen wat hy sê ek moet doen, sodat ek my deel in die liggaam kan vervul. Ons hou daarvan om te sê, Here, ek wil 'n instrument in u hand wees, maar ons vergeet dat as DS hierbo staan en hy speel die gitaar, dan sê die gitaar nie vir DS hoe om sy werk te doen. En die gitaar sê nie vir DS wat se liedjie hy dink hulle moet speel. As die gitaar 'n instrument wil wees, kan die gitaar nie sy eie wil hê. Net na Jesus gedoop is met die Heilige Gees, dan stuur die Gees hom in die woestyn, sodat hy deur die duiwel versoek kan word. Dit sê dit duidelik. Die Gees stuur hom in die woestyn. En dit sê duidelik dat Jesus vir 40 dae nie geëet het nie, en dit sê dat hy honger geword het. So wanneer die duiwel kom, dan kom vertel hy vir hom dat hy nou hierdie klippe brood moet maak. En ons kan deur al die verskillende materiële aardse voorbeelde vat van hoe hy probeer om vir Jesus te versoek. Maar ons moet besef dat Jesus was so ten volle mens gewees, dat Jesus self in die woestyn sy eie ek laat sterf het. Jesus moes die menslike deel van hom doodmaak in die woestyn. Wanneer hy sê, kom ons eet bietjie, dan sê hy, nee, jy besluit nie, die Vader besluit. Die snaakse ding is as jy gaan kyk wat gebeur met Jesus na hy uit die woestyn uitkom, na sy eie ek gesterf het, na sy menslike wil nie meer gesê het nie, is daar twee beloftes. Ag, ek moes eintlik die skrifgedeelte gebruik het. Moes dit eintlik op die bord gegooi. Is daar twee gedeeltes wat ons raak sien. Die een gaan lees. Die een is dat die duiwel hom uitgelos het vir 'n ruk. Dis die een. Die duiwel het hom uitgelos vir 'n ruk. En dan sê hy die volgende woorde: vol van die krag van die Heilige Gees het hy gaan bedien. Hy het krag ontvang, van die Heilige Gees ontvang, toe hy sy eie wil laat sterf het, en toe begin Jesus se bediening. Jesus ook moes sy eie ek laat sterf. Hoekom? Sodat hy 'n instrument kan wees. Maar 'n instrument, of ons weet ons is geroep om dood te gaan vir homself. 'n Dooie liggaam het nie 'n sê nie. 'n Dooie liggaam het nie 'n sê nie. Maar elkeen van ons wil so baie keer hê, ons idee van wat die kerk moet wees, moet iemand anders uitvoer. En ons vergeet dat as daar fout is met die kerk volgens ons, dan is daar fout met my. Wanneer ons wil sê, ja, maar die kerk deesdae, dan sê ons eintlik, ja, maar ek deesdae. Ons vergeet dit. As ons woorde sê soos, hoekom doen die kerk nie dit nie, dan vra ons eintlik vir onsself, hoekom doen ek nie dit? Ons vergeet dat elke keer wat ons die liggaam sleg probeer sê ons eintlik onsself sleg. Want iewers het ons begin dink dat die liggaam apart van my en jou op een of ander manier iets moet bereik.
As ons na die volgende skrifgedeelte kyk, dan wil ek iets uitwys. Nou hierdie, as jy nou saam met my onthou van dit waarmee ek begin het, hierdie is vir my massive. As jy saam met my onthou dit waarmee ek begin het. As 'n liggaam saamwerk, enige van hierdie komplekse sisteme wat elkeen sy deel doen, dan vind daar wonderwerke plaas. Dinge wat lyk of dit onmoontlik is, word moontlik. Dis 'n reël, dis 'n beginsel. Dis hoe realiteit werk. Dis hoe hierdie ligte brand. Moenie die wonderwerk vergeet wat moontlik is wanneer elkeen sy deel begin doen nie. Want ek wil dit so ver vat om te sê, hierdie klink soos die grootste wonderwerk van alles. Dit lyk vir my asof daar lyk van buite af regtig onmoontlik belofte is wat vasgemaak is aan die eenheid van die kerk, wat iets soos die volgende is. Dit wil voorkom asof daar belofte is vir die liggaam van Christus, dat die hele wêreld tot bekering kan kom. Die hele wêreld tot bekering kan kom, as ons in eenheid 'n liggaam sou wees. Dit klink so 'n bietjie groot. Die hele wêreld. Johannes 13 vers 34 tot 35 hoor gou hierso. Net soos ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. Dit is hoe almal sal weet, wie is almal? Almal is almal. Dit is hoe almal sal weet dat julle my disippels is, as julle liefde teenoor mekaar het. Soos jy nou net gehoor dat die doel van die liggaam is om in 'n eenheid te werk met hierdie liefde teenoor mekaar. So hier sê hy, hierdie liefde teenoor mekaar, hoe kan 'n liggaam in eenheid werk as daar nie liefde teenoor mekaar is nie? Maar hoor wat sê Johannes 17 vers 20, hier bid Jesus vir ons. Hoor wat sê hy, bid vir die kerk, vir die disippels, vir almal wat tot geloof gaan kom volgens hulle woorde in die toekoms. Hy bid vir my en jou persoonlik, hierdie is sy gebed. Hoor wat sê hy in vers 20. Ek bid egter nie net vir hulle nie, nou praat hy van sy disippels, maar ook vir die wat deur hulle woorde in my glo. So is dit ek en jy. Amen. Ons is die wat deur hulle woorde in hom glo. Vers 21, hoor wat bid hy? Dat hulle almal een kan wees. Dan kom ons weer by hierdie eenheid uit. Ons het nou gehoor dat die liefde 'n belofte is, dat almal sal weet hulle is sy disippels, dat hulle almal een kan wees, net soos u Vader in my is en ek in u, en dat hulle ook in ons kan wees, sodat hulle almal een kan wees en ons in hom kan wees, eenheid, tot gevolg van wat? Sodat die wêreld kan glo dat u my gestuur het. Dit is alles gekoppel aan eenheid van die liggaam. Sien, as jy vir 'n ou uit die 14de eeu of waar ook al moes verduidelik dat jy in 'n paar ure, in 2 ure in die Kaap kan wees, wat vir hom maande gevat het, dan sal hy vir jou lag. Wat het dit moontlik gemaak? Vir ons om dit te kan doen, die wonderwerk. 'n Verskriklike, komplekse masjien, wat elkeen afsonderlik sy eie doel het, en elkeen, sonder om vrae te vra, net doen wat hy veronderstel is om te doen. Want ons een wat die keuse gemaak het, daar's een bestuurder in daardie vliegtuig, daar's een wat die hele ding opereer en hy maak die keuses en die res doen wat gedoen moet word. En op een of ander manier kom jy in 2 ure by die Kaap uit. Weereens, is dit nie dalk maar 'n wonderwerk? Vers 22, en ek het die heerlikheid wat U aan my gegee het, aan hulle gegee, sodat hulle een kan wees. Net soos ons een is, ek en hulle en U en my, sodat hulle volledig een kan wees en die wêreld kan weet dat U my gestuur het. Daar het ons weer die belofte. En die wêreld kan weet dat U my gestuur het en hulle lief gehad het, net soos U my lief gehad het. Klink dit onmoontlik? Die belofte? Menslik klink dit onmoontlik.
Net soos wat dit menslik onmoontlik geklink het om die samelewing te hê wat ons nou het, maar tog is dit hierso. Die verskil is in die samelewing doen elkeen tot op 'n mate sy deel, omdat ons so selfsugtig is en elkeen van ons net iets vir onsself wil hê. En as gevolg van dit kry ons dit op een of ander manier reg om elkeen ten minste sy eie ding te doen. Hoekom in die kerk kan ons dit nie ook doen? Ek sê nie in die kerk moet ons dit doen vir selfsugtige redes nie, maar ek dink ons moet raak sien dat die wonderwerke en die beloftes vir die liggaam is weggesluit solank ons nie 'n eenheid is. En vir ons om 'n eenheid te wees, is nie vir ons om te wag vir die pastoor om ewe skielik alles te doen wat ons verwag hy moet doen nie, of vir een of ander iemand in die leierskap om alles te doen wat hy moet doen nie. Vir ons om een te wees, vat van elkeen van ons om doeteenvoudig te kyk wat is my funksie en dit te doen. En wanneer ek sukkel om daai funksie te doen, want my eie ek hou my terug, en my selfsug hou my terug, dan is dit miskien tyd vir my om soos Jesus in die woestyn in te gaan en te gaan vas, sodat my eie ek kan vrek, sodat ek dan weer kan doen wat die hoof vir my sê ek moet doen. Op die volgende bladsy is daar so 'n eenvoudige opsomming van bedienings en gawes. Nou, ek sal my pa vra om 'n mooi lys op die gemeente se groep deur te stuur van al die bedienings en gawes wat daar is. Toe die Here met my gepraat het oor hierdie die eerste keer, sê ek vir die Here, ja, maar dis 'n komplekse storie. Hoe moet ons dit dan nou reg doen? Hoe moet ons dit dan nou reg bestuur? En ek sê vir die Here, dit kan nie so eenvoudig wees as om nou maar net 'n lys te maak en te kyk wat se bedienings is daar en nou maar net een te kies nie. Dis so 'n bietjie naïef, dis soos 'n kind dit sal doen. En op 'n oomblik beleef ek vir die Here vir my sê, presies. Het ons al daaraan gedink dat ons kerk so kompleks probeer maak dat ons vergeet het dat die skrif vir ons 'n magtige lys bedienings en gawes het. Die engine het 'n eks hoeveelheid dele wat hy moet hê. En as daar nie 'n spaakplek is nie, dan kry jy. So eenvoudig so dit. En dan werk hy weer. Het ons al vergeet hoe eenvoudig dit eintlik vir ons is? Om te kyk watter bedienings is daar. Kyk watter dele bestaan die liggaam. Besluit watter deel maak ek op. En doen dit getrou met ons hele hart. Miskien is dit eenvoudiger as wat ons dink. Sien, hoe onregverdig is dit en hoe hartseer is dit dat ons in die liggaam een van die dele in die moderne tyd, ons het dalk al vergeet, 'n pastoor is 'n deel van die liggaam. Dis al. Dis al. Hoe ons in die tyd waar ons leef, een van die dele van die liggaam geïsoleer het en gesê, kom, doen dit. Ons almal verwag van een van die dele om 'n haas uit die hoed uit te ruk, en hulle kan nie. Ek praat van elke gemeente. Waar is die belofte heen van die wêreld wat tot geloof kom? As daar eenheid in die kerk is. Ons kan na dit kyk soos 'n wiskunde sommetjie. Solank dit nie gebeur nie, is daar nie eenheid. Solank ons nie een is, gaan dit nie gebeur. En nou vra ek die vraag, gebeur dit doen nie. Maar ons almal kyk na een van die dele van die liggaam. En ons kan nie verstaan hoekom daai dele nie net kan regkry. En wanneer ons iemand beroep, dan wil ons net hê dat hierdie een liggaamsdeel wat ons nou kry, hierdie een, hy gaan nou die regte dinge doen. Hierdie mond wat ons beroep na hierdie gemeente toe, hy gaan die oë en die ore en die hande en die voete en alles wees. Hierdie een is die regte een. Dis hoe ons dink.
dis 'n gemaklike manier om van ons eie verantwoordelikheid wat God van die begin af vir ons gegee het, ontslae te raak. Ek wil afsluit met 1 Petrus 4 vers 7 tot 11. Die einde van alle dinge is op hande. Hoor wat sê Petrus hier. So nou vra ek die vraag weer eens, as jy kyk die tye waarin ons leef, wat is die opdrag wat ons het in die tye waarin ons leef, hoe moeilik dit gaan en hoe snaaks alles gaan? Hoor wat sê Petrus. Die einde van alle dinge is op hande. Daarom as gevolg van die tye waarin jy leef, daarom moet jy selfbeheers en nugter wees. Miskien want anders kan die liggaam nie doen wat hy moet doen nie. Met die oog op gebed. Bo alles moet julle mekaar innig lief hê, omdat die liefde 'n menigte sondes bedek. Nou as die liefde 'n menigte sondes bedek, asseblief kan ons bietjie liewer wees vir mekaar, want ons het dit nodig. Dit het ons nodig. Moet julle mekaar innig lief hê, omdat die liefde 'n menigte sondes bedek. Wees gasvry teenoor mekaar. Hy gee hierso meer konteks, sonder om te mor. Wees gasvry met mekaar, sonder om te kla. Hoor wat sê vers 10. Ons het nou gehoor dat die genadegawes en bedienings van God is iets wat veelvoudig is wat hy gee. Hoor wat sê vers 10. As goeie bestuurders van die veelvoudige genade van God. Waarvan praat hy? Die veelvoudige genade van God is ons almal se gawes en bedienings wat hy uitdeel soos hy dit goed sien. Dis wat dit is. Ek vra die vraag vanoggend, liewe broer en suster in Christus, is ek 'n goeie bestuurder? 'n Goeie bestuurder van hierdie bedienings en gawes wat God vir ons gegee het. Want, hoor wat sê hy, as goeie bestuurders van die veelvoudige genade van God, moet julle mekaar bedien, in ooreenstemming met die genadegawe wat elkeen ontvang. So stem almal saam met my, die goeie bestuurders oor die veelvoudige genade, gaan oor genadegawes, dis waaroor dit gaan, dit gaan oor ons funksie, dit is waaroor dit gaan, dit gaan oor dienswerk. Die doel van elke liggaamsdeel en elke gawe is dienswerk. En as ons iets het wat uit te waai het met dienswerk, dit klink nogal soos werk. Dienswerk is iets wat doodeenvoudig om te dien, is iets wat net gedoen word. Ons moet besef dat ons gawes en ons talente en dit wat God vir ons gegee het om te bereik in die liggaam, is tools. Dis tools. As jy diens lewer, dan probeer jy iets bereik. Daar's een doel. Hoor hoe kom alles nou by mekaar? Daar's een doel. Jesus het vir ons gesê, Matteus 28, het hy vir ons gesê, gaan en maak disippels van alle nasies. Doop hulle in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees, leer hulle om hom te gehoorsaam. Sien, ons het al lank al van die hoof af gekry wat ons moet doen. Ons weet wat die opdrag is, ons weet wat die missie is, ons weet wat die visie is. Ons weet wat dit alles is. En hierso sien ons, hoe kom ons daarby uit? Het die onmoontlike belofte van Johannes 13 en Johannes 17 van die hele wêreld wat tot geloof kom, klink dit nog steeds so onmoontlik? Of begin ons sien dat al hierdie skrifgedeeltes dieselfde ding uitwys? Dat die onmoontlike moontlik gemaak word wanneer die liggaam begin om 'n liggaam te wees. En nou vra ek die vraag, wat is moontlik hier in Ryds
as net hierdie deel van die liggaam is. As elkeen hier doen wat hulle geroep is om te doen. As elkeen hier miskien waaragtig waar back to the drawing board gaan en gaan kyk, wat is die bedienings en gawes wat God uitgelê het vir ons? Kies een en doen dit getrou. En worry dalk nie verder oor wat ek dink die liggaam moet wees of wat ek dink die hoof sê ons moet doen. Die tyd waarin ons leef, dink baie mense dat die posisie wat ons kry in die liggaam is 'n tipe van 'n medalje. Ons leef in 'n tyd waar mense hulle self apostels en profete wil noem. Jy kom by 'n kerk aan en dan sit apostel dit en apostel dit. En jy kyk op sosiale media en die ou wil homself profeet dit en profeet dit. Ons wil hulle allerhande, ons wil hierdie posisies van dienswerk wil ons titels maak en ons dink dis iets om te bereik terwyl dit nog die hele tyd 'n tool is. En hierdie tool is om een job te doen en daardie job is om die wêreld tot geloof in Christus te kry. Maar dit vat van my en jou om te sterf in wat ek dink die liggaam moet wees, om te sterf in wat ek dink ons daaruit moet kry, om te sterf in wat ek graag vir my eie lewe wil hê. Ek verklaar vanoggend, Christus vra van jou om alles op te gee. Hy doen regtig alles. Hy vra van jou om jou eie drome op te gee. Jou eie ambisie op te gee. En syne op te vul. Hy het een droom en een ambisie. En dit is om al die verlorenes by hom uit te kry. Hy vra van jou om jou droom, jou persoonlike droom vir jou lewe op te gee. En sy droom op te vat. Solank as wat die liggaam nie die liggaam is nie en nie die eenheid is nie, gaan die liggaam ook niks besonders bereik nie. Dit is miskien hoekom ons leef in 'n tyd waarin ons leef, waar dit so skaars is om enige wonderwerke te sien. Want ek weet nie van julle nie, maar die laaste keer wat ek probeer het om iemand te help op die straat en ek my hand uitgereik en rek het na hulle, het my vingers nie begin kla oor die reuk nie. Hulle het net gedoen wat ek sê. My neus toe ek hom omhels, het dalk gedink, ish, hy het lanklaas gebak. Maar hy het nie die shot gekom. Het was net moontlik vir my om hom te help, omdat elke liggaamsdeel vir die hoof geluister. Die belofte is 'n besondere wonderwerk en hierso wil ek wil almal los met hierdie laaste gedeelte. Vers 11. Hoor hierdie bemoediging. Okay, so ons het nou gehoor, ons het elkeen iets om te doen, elkeen 'n werk. Hoor wat sê vers 11. As iemand aan die woord is, laat dit soos woorde van God wees. As iemand dien, laat dit wees vanuit die krag wat God voorsien, sodat God in alles verheerlik kan word deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid en die krag behoort vir ewig en ewig. Amen. Elkeen van ons het 'n funksie om te verrig. En hierdie engine wat ons die liggaam van Christus is. En solank ons eie wil in die pad hou, gaan die wiele nie draai. En dit is niemand anders se werk om daardie eie ek af te sterf en te doen wat die hoof sê, as elkeen van ons afsonderlik sy eie werk.
mag ons nie ons kinders meer groot maak met geld en selfsugtige ambisie as die ultimate doel. Mag ons lewens leef en voorbeelde stel vir die res van die samelewing en vir ons kinders van hoe lyk dit om my doel te dien in die liggaam. Hierdie week wil ek elke persoon wat hier is challenge om te gaan kyk, en dit sal deurgestuur word, om te gaan kyk, wat is die bedieninge en die funksies in die liggaam? Hierdie week, kies, kyk na dit en kies, besluit waar kan ek werk? Waar kan ek wat doen? Kies 'n bediening en begin om dit te doen. So eenvoudig soos dit. Hierdie boodskap, as jy my gevolg het van die begin af, hierdie boodskap is baie meer as 'n boodskap net vir hierdie kerk. Tot die liggaam van Christus nie hierby uitkom, gaan ons in die tyd waar ons leef nêrens kom. Besonderse goed kan gebeur in hierdie laaste dae waarin ons leef. Maar dit hang van ons af. Kom ons bid saam. Here, dankie. Dankie dat die woord duidelik is. Here, dankie dat ons in die woord die waarheid vanoggend saam kon raak sien. Dat U van ons verwag om elkeen ons deel te doen. Sodat dit wat vir ons, selfs vir ons onmoontlik lyk, moontlik kan word. Sodat die wiele kan begin draai. Sodat die wêreld tot geloof kan kom. Here, mag ons bereid wees om ons eie ek af te sterf, sodat ons instrumente kan wees, en dat ons dood eenvoudig die note kan speel, wat U vir ons gee om te speel. Here, mag ons die hande en voete op hierdie aarde waaragtig waar wees, soos wat U ons geroep het te wees. Here, U weet hoe ernstig van elke persoon wat vanoggend hierdie woord gehoor het dit op. Here, ek weet dat U ernstig praat vanoggend met baie mense wat hier sit. Here, ek vra dat U hulle hierdie week rigting sal gee. Here, ek vra dat dinge soos, ag, maar ek weet nie waar pas ek in nie iets is wat hulle sal terughou nie, dat hulle net iets sal kies. Here, maar mag elkeen van ons dood eenvoudig, soos Jesus gesê het, doen wat U vir ons sê ons moet doen. Omdat ons al lankal ons drome en ons ambisies opgegee, terwille van wat U wil bereik. Mag U op 'n besonderse manier almal hierdie week lei in hierdie keuse wat hulle moet maak. Ek bid dit in Jesus naam.